Vriende, terwyl ons sit, kom ons maak net ons oë toe. Here, ons het nou hierdie mooi liedjies gesing oor die lydenstyd en oor u lyding. Ons wil net vanoggend sê dankie dat ons u kinders kan wees, dankie dat ons u kan saam wees in u naam. En ons vra Here dat u vanoggend verheerlik word deur ons saam wees hier, deur ons vrolike momente, deur ons diep momente, deur alles wat ons vanoggend hier kom doen, kom dink, kom sê, kom sing, kom beleef. Wil u asseblief, Here, dit alles ook aanneem as hierdie gemeente, elkeen van ons se klein offertjie vir u in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God wat leef tot in alle ewigheid. Ek is so opgewonde dat hier so nog steeds baie mense is met die donker in al die huise en alles. So as jou klere nie vanoggend gestryk is nie, dis goed. Maak nie saak nie, ons het die kerk se ligte ook afgelos. Niemand het kan sien nie. En ons harte gaan so uit na almal wat van Vrydag af al sonder krag is. Hier by die kerk is ook nie krag nie. Ek wil vir Dion dankie sê, hy het vanoggend baie vroeg vir my kom help dat as die opwekker opsit en die nodigste dinge opkry, want die batterye en alles het alweer afgeloop. Op die oomblik is hier baie yskaste wat aanstaan, so dit trek die krag ook af. Maar wat 'n voorreg om saam te wees. En in die lydenstyd moet daar so 'n bietjie minder lig wees, want met opstandingssondag dan voel mense jy wil al die ligte aansit en jy wil sê dat die wêreld is lig, Jesus leef. Ons weet hy leef vandag ook, maar ons moet iets beleef van die lyding. Hulle sê dat hoe meer intens ons die lyding van die Here beleef, meer intens kan ons sy opstanding beleef. En mag het vanoggend vir elkeen van julle, vir myself ook wonderlik wees om so saam te wees en dit ook te beleef. Net 'n paar afkondigingkies, vriende, ons is 'n paar dae voor die bazaar. Saterdag is ons bazaar en ons is baie opgewonde. Ek wil vir Muriel en vir die hele span sê sterkte en vir julle sê baie dankie vir almal wat besig is. Vriende, toe ons Vrydagmiddag die kantoor sluit, was die kontantbeloftes al by R185.000. Ons het aanvanklik net R150.000 gestel as 'n doelwit en ons is op pad daarna toe om verby R200.000 te gaan. En daarmee het ons het klomp geld spandeer reeds om die vooraf dinge te koop en so aan. So uit ons hart uit, dankie vir elkeen wat al bygedra het. Dankie vir almal wat hard werk. Dankie vir almal wat boeke hier aanbring en goed vir die wit olie van tafel en produkte en mense wat nou nog bel en sê hoor ek wil ook help, waar kan ek help? Dankie vir elkeen. Die Here het hierdie gemeente geseën met soveel vrywilligers. Dis net ongelooflik. So ons nooi vir julle uit Saterdag, ons bazaar. As ek reg onthou is die opening 9:00 en dan gaan ons heerlik bazaar hou totdat alles hier klaar is. Ons sien regtig uit. As jy nog kan help by iets, laat weet asseblief vir ons daarvan. En dan vriende, ons is in die lydenstyd en ons is besig met 'n hele reeks oor die lyding van die Here. Ons het 'n preekreeks waarmee ons besig is. En vanoggend kyk ons het laasweek gekyk na Judas, ons het gekyk na Pilatus, Simon van Sirene. Vanoggend staan ons bietjie stil by die twee misdadigers aan die kruis, die twee skurke wat saam met Jesus aan die kruis gehang het. En Jesaja sê dat Jesus self is gereken as 'n skurk, as 'n misdadiger tussen die misdadigers. En op daai noot wil ek sommer net dankie sê vir Janda, en vir alles wat sy ook in hierdie paastyd hierso doen. Vriende, kyk hierdie, hoe ongelooflik mooi is dit, die 3 kruise. Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Die middelste kruis wat sê vandag verseker ek jou, is jy saam met my in die paradys. En die ander kruis wat die echos van die kruis hoor, soos wat daai liedjie van Scott Wesley Brown sê, the echoes of the cross, maar wat nie reageer op dit nie. En kyk hoe pragtig is dit. Dit vertel 'n storie vanoggend vir elkeen van ons. Volgende week staan ons stil by Johannes en by Maria daar by die kruis, ook by 'n mens wat sterf se grootste behoefte dat sy familie versorg moet wees. Volgende Sondag dan so direk na die bazaar nooi julle uit. Vriende, dan die stasies van die kruis oor 2 weke. Dis 'n Sondag, die Sondag begin ons met die stasies van die kruis en dit loop tot die Woensdag, daai groot lydensweek. En ons nooi vir julle ook uit, die spanne is hard aan die werk met soveel kreatiwiteit en elkeen wat daaroor praat, wat iets beplan het, soveel diepte wat hulle sê, maar ons wil dit en dit bereik daarmee. En ons nooi al vir julle nou uit na dit toe ook. En dan 'n laaste afkondigingkie net, is Paasfees is om die draai, 2 weke, 3 weke van nou af.
En ons nooi vir julle uit as julle familie het, as julle vriende het. Daai Vrydag vier ons of gedenk ons die dood van die Here met 2 eredienste. En dan Sondag die opstandingsfees as ons vier dat die Here opgestaan het uit die dood. Vriende, ek wil graag vir julle 'n prentjie wys wat vir my sommer net gegryp het van skoene. Kyk daai netjie. Dis 'n prentjie van Moses. Moses wat by 'n bos in die woestyn gestaan het en baie mense het al verby daai bos geloop. En daai dag in die woestyn het Moses ervaar dat die Here is hier teenwoordig en hy het sy skoene uitgetrek om kaalvoet met respek voor hierdie groot God te staan. Sien in jou gedagtes sodat jy vanoggend in jou gedagtes jou skoene uittrek en dat jy sê dat die God wat hier teenwoordig is by ons is so massief groot, so heilig, ewig, onveranderlik. En dat ek vanoggend voor hom kom en hom kom ontmoet. Dis die God in wie se naam ons vanoggend hier saam is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vriende, as ek vanoggend hierdie kersie aansteek om vir ons te herinner daaraan dat dit 'n skoene uittrek oomblik in ons lewe is, dan steek ek hierdie kersie vanoggend aan vir 'n klomp mense wat op die oomblik in 'n oorlog sit wat hulle almal nie voorgevra het nie. In die Midde-Ooste, in Oekraïne, in Rusland. Oral is daar mense wat in oorloë sit wat besig is met hierdie oorlog om hierdie oorlog te veg. Ons steek dit vanoggend hierdie kersie aan en ons dink aan al die siek mense in ons gemeente, almal wat sit met demensie, met Alzheimer's, met Parkinson en kanker en soveel ander dinge. Soveel huweliksmaats wat swaar trek omdat die ander huweliksmaat seer het of siek is of swaar kry. Steek vanoggend hierdie kersie aan sommer net om vanoggend te dink aan almal wat vanoggend voel ek voel in die donker. Dit voel vir my lewe bietjie donker is soos hierdie gebou vanoggend. Kom ons maak ons oë toe. Here, as ons vanoggend hier by ons eie brandende bos kom staan, Here, en ons besef dat ons eintlik ook ons skoene wil uittrek want U is so groot en so heilig. Dankie vir die wete dat U hier is. Dankie dat dieselfde groot God hier in ons midde is. Here, en ons wil vanoggend net vir U vra, wees met die mense in die oorlog oral. Ons harte is so seer. Here, dat dorpe en stede en geboue en besighede platgeskiet word. Here, ons verstaan nie hoe die wêreld werk, dat ons 'n plek opbou en dan skiet ons dit stikkend en dan bou ons dit op en dan skiet ons dit stikkend. En ons as gemeente, ons as Christene wil nie iemand se kant vat in hierdie oorlog nie, Here, maar ons wil bid dat U 'n einde sal bring aan die oorlog, dat U 'n einde sal bring aan oorloë in die wêreld. Here, dat ons sal leer om tafels te gaan sit en te praat totdat ons goed uitgepraat het. Ons bid dat U sal vrede bring in hierdie wêreld. Ons bid vir elkeen wat vanoggend seer het, nie net oor oorlog nie, maar oor siekte, oor pyn, oor verliese. Ons bid vir elkeen wat se lewe vanoggend so effens donker voel. En ons vra Here dat U sommer net vir ons elkeen sal vashou in hierdie tyd en dat ons U nabyheid sal beleef. Dat ons vanoggend sal beleef hoe dat U ook U hand op elkeen van ons se skouers sit, ons aanraak en vir ons elkeen ook sê, maar moenie vrees nie. Ek is by jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit in die steek laat nie. Ons dankie daarvoor. Ons vra vir U seën vanoggend in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan die dankoffers opneem en terwyl ons die dankoffers opneem, kan die rooi trein kinders na vore toe kom. Ek hoop jy is 'n klomp hier sal. Is dit so donker, kom sit hier voor, dis veilig. Al die kinders kom hier na toe. Kom ons neem die dankoffers op en daarmee sê sommer net vir die Here dankie vir sy liefde en sy genade. Goed, welkom vir julle maatjies. Lekker om julle hier te sien. Ek is so verras oor elkeen wat hier is. Ek was so bang dat ek vanoggend hier kom en hier kom niemand nie. En ek moet na die preek luister.
So ek is so bly vir elkeen wat hier is en ek wil vir julle weer 'n storie vertel vanoggend. Onthou julle, ek het nou vir julle 'n storie vertel. Vertel daai dogtertjie en die seentjie wat so langs mekaar gelê het. Wie kan dit onthou wat die seentjie sy bloed vir sy sussie geskenk het? Wie onthou daai storieetjie? Onthou jy dit? Hier kom dit nou, né? Nou, ek wil vandag vir julle 'n ander storieetjie vertel. As oom Nico vir ons die volgende prentjie wys daar. Daar's twee boeties, né? As ek reg onthou is hulle 'n tweeling. Julle weet as dit tweeling, nou twee babatjies wat saamgebore is, né? Nou daai twee seentjies wat daar sit, se naam is Edwin en John. Dis 'n ware verhaal, dit het regtig gebeur. Daar sit Edwin en John. Edwin sit aan die regterkant en John sit aan die linkerkant. Dit is baie belangrik om dit te weet, né? Ons gaan net nou praat van links en regs. Edwin regs en John links. Nou hierdie twee boeties is bekend daarvoor dat hulle en nog 'n ander boetie van hulle was 3 boeties, hulle al 3 kon baie goed toneel speel. Hulle het in tonele gespeel. As hulle iets opvoer het hierdie boeties daarin gespeel. Hulle was baie goeie toneelspelers. En Edwin kon verskriklik goed sing ook saam met dit. So hulle het in groot toneelwerke het hulle opgetree. Daar was so lank terug was daar 'n groot skrywer gewees wat se naam Shakespeare was. En hulle het byvoorbeeld 200 jaar gelede toe hulle geleef het hulle in Shakespeare se stories gespeel en dit opgevoer. So bekend was hulle. Almal het vir Edwin geken hier aan die regterkant. En almal het geweet van sy boetie John en hulle het saam in hierdie tonele gespeel. Die interessante ding van daai twee boeties is dat Edwin wat aan die regterkant sit, het op 'n dag op die stasie geloop. En toe op die stasie loop, toe loop daar 'n ander ouetjie op die stasie en daai ouetjie val daar by daai platform af. En hy sien daar kom 'n trein aan en hy het gespring en hy het sy been so om die trappie gehaak en hy het hierdie ouetjie uitgetrek en sy lewe gered. En vir altyd was hierdie ouetjie baie bly dat Edwin sy lewe gered het. Nou dis Edwin se storie aan die regterkant. Sy boetie John wat ook altyd kon toneel speel en sing alles. Eendag het hy in 'n teater waar die mense gesit het en kyk na 'n opvoering, het hy daar ingesluip met 'n geweer en het hy een van die Amerikaanse presidente wat daar gesit het, Abraham Lincoln, het hy doodgeskiet. Hy het hom in die kop geskiet, hom doodgeskiet. Nou die interessante ding is dat daai ouetjie wat gered is by die stasie, wat Edwin gered het toe hy maar opgetrek het voor die trein, daai was die president se seun, Abraham Lincoln se seun. En hy het dit nie geweet nie, maar die president se seun gered. Sy boetie John, wat aan die linkerkant sit, het die president doodgeskiet. Nou die interessante is dat altyd daai boeties kom uit dieselfde huis, selfe pappa, selfe mamma. Hulle het dieselfde goeters geleer, was in dieselfde skool. Hulle het dieselfde dinge geweet. Maar Edwin aan die regterkant het gekies om reg te leef. En John wat aan die linkerkant sit, het gekies om verkeerd te leef, om die slegte dinge te doen. Edwin het vir die Here geluister, John het vir die duiwel geluister. Nou ons gaan vanoggend in die kerk gaan ons praat aan die twee misdadigers aan die kruis en julle sien die kruise daar agter, een regs en een links. Aan die regterkant hang daar 'n misdadiger en hy soos Edwin, hy sê Here, red my. Aan die linkerkant hang daar 'n ou soos John en hy sê doodeenvoudig, sê hy, ag, jy kan jouself nie eens red nie, hoe sal jy ons red? Hy is sleg. Nou maatjies, die les van dit alles is dat elkeen van ons moet kies of ons regs gaan wees of links. Ons moet kies, gaan ons soos Edwin wees of gaan ons soos John wees? Gaan ons goeie dinge doen of gaan ons in die lewe slegte dinge doen? En baie keer kom mense uit dieselfde huis. Pappa en mamma het hulle dieselfde groot gemaak. En die ene kies die goeie dinge en die ander een kies die slegte dinge. Ek wil vir julle vra, ons gaan so sit, almal saam, julle kan ook bly sit. Kom ons sing 'n liedjie wat ons vandag sê, ek wil my lewe vir die Here gee. Ek wil soos Edwin wees. Ek wil soos daai in die regterkant wees. Ek wil my lewe vir die Here gee. Kom ons luister die liedjie en dan as hulle dit weer 'n keer sing, gemeente, vriende, dan sing ons dit almal saam en julle maatjies, julle sing ook saam met Kliphart. Ek het dit al vir julle geleer. Kom ons luister eers en ons sê dit so saggies in ons hart en die tweede keer dan sing ons dit hard saam. Goed.
ons nee, dan bid ons dit saam. Hy wil inkom. En in jou woord. Kom ons sluit die oë, vra dat die Here dit sal doen. Here, ons wil ons lewens vir U gee. Ons wil goeie lewens leef. Ons wil wees soos Edwin wat mense se lewens red. En ons wil nie wees soos John wat mense se lewens wegvat nie. Ons wil wees soos daai misdadiger aan die regterkant wat sê, Here, ek wil by U wees. Dink aan my. Help ons, Here, om mooi lewens te leef. Help ons om goeie dinge te doen. Help ons, Here, dat ons net die dinge sal doen wat vir U gelukkig maak. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie, maatjies. Julle kan rooi trein toe gaan, hoor. Vriende, kyk hierdie mooi prentjie. Ek het dit op die internet gekry. Hierdie prentjie wys vir ons albei openbarings gelyk. In die agtergrond sien ons die natuur wat vir ons vertel van God, hoe groot God is. En in die voorkant sien ons die kruis, die besondere openbaring, hoe God in Jesus mens word en ons lewens kom red. Daar's vandag baie mense wat sê, maar ek aanvaar God is groot, ek sien die skepping, maar ek glo nie in Jesus nie. Dis om te sê, Here, dat die grootste ding wat U gedoen het, wil ek nie hê nie. Mens kan nie kies nie. Jy glo in God en in Jesus saam met God, deel van God, God self, of jy glo nie in God nie. Kom ons staan en ons gaan 2 liedjies sing wat iets vertel van Jesus se menswording. Ons se eerste lied gaan oor die algemene openbaring wat oorgaan in die besondere openbaring. En die tweede lied is 'n ongelooflike lied wat ek in hierdie gemeente geleer het wat net sê Jesus Son of God. Is verskriklik mooi. Kom ons staan vir al 2 liedere.
Na 'n nag van ondervraging, na 'n nag van geeseling, word die Heer ter dood veroordeel, word hy na die kruis gebring, met die spykers, met die sla, deur die marteling, die spot, wys die diepte van die liefde van ons Here en ons God. In die pyn daar aan die kruishout klink sy woorde 7 keer, woorde van vergifnis, liefde en aanvaarding deur die Heer. Ook die woorde van alleenheid en die uitroep, ek het dors. Dit is volbring, ek gee my gees oor, en sy hoof sak op sy bors. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man.
In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Here, ons staan verstom oor u genade. En vandag wil ons net sing en praat oor u genade vir iemand aan die kruis, vir mense langs die kruis, vir ons wat 2000 jaar later hier in Suid-Afrika woon. Dankie vir u kruis. Dankie vir u sterwe. Dankie dat u u lewe gegee het. Dankie dat u ons losgekoop het en vrygekoop het. Dankie dat ons vandag hierdie verhale kan lees in die Bybel, soos wat dit opgeteken is deur mense wat 2000 jaar gelede daar by die kruis gestaan het, dit gesien het, dit vir mekaar vertel het. Dat ons so bevoorreg is om 'n boek te hê waarin dit opgeskryf is, sodat ons ook vandag dit kan lees en dit weer oorvertel ook vir ons kinders. Here, ons bid seën hierdie boodskap, seën ons as ons uit die woord uit lees. Wil u vandag ook hierdie baie bekende gedeelte wat ons so maklik kan laat verbygaan, sommer net kom toepas op elkeen van ons se lewe. Ons bid dat die Heilige Gees binne in ons werk, Here, en dat daar in elkeen van ons vandag ook iets groots diep binne in ons hart sal gebeur. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees volgens saam uit Lukas hoofstuk 23, Lukas 23. Vers 35, ons het dit nou net gelees, ook 'n stukkie daarvan, maar ons lees dit, laat dit kan insink, jy kan dit nie genoeg hoor nie. Lukas 23 vers 35. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, hy wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en red ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees sover, mag die Here sy woord seën in ons harte. Vriende, ons lees vandag spesifiek uit Lukas, hierdie verhaal word deur al die evangelies of deur Matteus, Markus en Lukas opgeteken, nou, elkeen het verskillende detail, en ek lees vandag uit Lukas uit, omdat Lukas vir ons ietsie meer vertel as die ander.
En in die tweede plek, omdat Lukas in die begin van Handelinge skryf Lukas vir Theophilus en hy sê ek het noukeurig navorsing gedoen om seker te maak dat ek al die goeders reg neerskryf wat gebeur het. En daarom as ons vandag uit Lukas ook lees, kan ons mekaar sê dat ons het 'n baie betroubare bron waaruit ons lees as ons hierdie verhaal vandag kom lees. Vriende, ons tema vandag, ek het so baie temas wat hier neergeskryf staan, maar die een tema is Jesus tussen twee kriminele. Die ander tema wat ek neergeskryf het is dieselfde koppie, verskillende bestemmings. Die ander tema is 3 kruise, 2 misdadigers, 1 redding. En toe het ek op die einde besluit om sommer net daar te skryf vir vandag 2 rowers, 2 skurke. En in 'n sekere sin is daar ietsie van ons ook vandag in hierdie verhaal. Vriende, kom ons kyk bietjie vandag na hierdie gedeelte wat ons gelees het en ons praat bietjie vandag oor hierdie gedeelte. As ons hierdie gedeelte in die Bybel lees, Matteus praat van hierdie 2 ouens en hy noem hulle rowers. Nou 'n rower is nie dieselfde as 'n dief nie. 'n Dief steel, 'n rower beroof mense, val mense persoonlik aan en beroof hulle. Markus noem vir hierdie 2 ouens rowers. Matteus en Markus noem hulle rowers. Markus is die oudste evangelie, hy sê ook hulle was rowers gewees. Dit is interessant dat as Lukas die verhaal neerskryf, dan wil hy eintlik nie sê watter misdaad het hulle gepleeg nie. Hy kom net en hy sê hulle albei was ook misdadigers gewees. En dan kom die evangelie van Johannes en Johannes sê doeteenvoudig daar was 2 ander saam met hom gekruisig. Johannes vermy so half om te sê wat was hierdie ouens? Dis asof hy dit uitlos. Maar die belangrike ding is die evangelie sê dat daar 2 kruise langs Jesus se kruis was. En wat baie belangrik is dat in al die prentjies wat die evangelieskrywers teken, is Jesus se kruis in die middel. Jy sal dit ook so kry in al die kunswerke, al die uitbeeldings wat daar is Jesus se kruis in die middel met 'n kruis regs van hom en 'n kruis links van hom. En gewoonlik staan daar by die regterkant se kruis staan daar so in Engels staan daar so die penitent thief, die boetvaardige dief vir die ou vertaling gesê. Mens sou dit ook kon vertaal met die goeie dief, die beter een van die 2 as jy so wil sê, as hy soos 'n goeie dief is. Hy's die beter een daarom gewees van die 2. Dit was die ou aan die regterkant van Jesus. Aan die linkerkant van Jesus hang daar die onboetvaardige dief, die ene wat nooit kom jammer sê het nie, die slegter een van die 2. As ons die evangelie van Nikodemus lees, nou dit is 'n apokriewe boek. Is een van die boeke buite die Bybel. As ons hierdie boek lees, dan help Nikodemus se evangelie ons om name te kry vir hierdie 2 ouens. So, dis nie net sommer 2 ouens wat daar hang nie, dis mense met name, mense met stories uit daai tyd. Aan die regterkant lees ons hang Dismas, en aan die linkerkant hang iemand met die naam van Gestas. Dis hulle 2 se name wat hier langs Jesus hang. Ons kry hierdie name ook so 'n bietjie anders in die Syriese tradisie, so in die ander tradisies rondom die Bybel het hierdie 2 mense aan die kruis het hulle ook name. Een van die evangelies meld ook dat Jesus tussen 2 misdadigers hang sodat hy saam met misdadiger of as misdadiger gereken is. Soos mense so na die kruis gekyk het en hulle gedink daar hang 3 skelms, daar's 3 misdadigers. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie, 2 het geroof, 1 het in opstand gekom teen die Romeinse regering, daar is 3 skelms, 3 slegte mense. Want jy kan tog net 'n ou kruisig as hy sleg is, so jy moet vir die wêreld bewys dat hy sleg is. Maar nou gaan Lukas bietjie verder, Matteus en Markus noem eintlik net van hierdie 2 ouens aan die kruise. Lukas gaan so bietjie verder en hy vertel vir ons van 'n gesprek wat hier aan die kruis plaasvind, terwyl Jesus hier hang met hierdie 2 skelms hier langs hom. Vertel Lukas hierdie verhaal nou vir ons so 'n bietjie verder. En wat hy vir ons sê, is dat hy sê dat die misdadiger aan Jesus se linkerkant, Gestas, het aangehou om Jesus te beledig, saam met die soldate, saam met die skare, saam met die mense wat uitroep, kom af van die kruis af. Sê hy ook, man, jy kan nie eens jouself red nie, hoe sal jy nou vir ons red? So saam met die skare skreeu hy dit vir Jesus, hier naby waar hy is. En dan lees ons dat aan die ander kant, sê Lukas, hier in die regterkant hang Dismas. En terwyl hy aan hierdie kruis hang, sê hy vir Jesus, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. En dan hoor hy hierdie ongelooflike woorde, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, mens kan so maklik hierdie storieetjie lees en dan sê jy wel, soos Anton se pa altyd sê, is dit nou dit? Maar
daar's iets dieper in die storie wat 'n mens moet raak sien. Klomp mooi dinge wat ons moet sien. Die eerste ding wat ons moet raak sien is dat al twee hierdie misdadigers het vir Jesus gespot en beledig. Matteus en Markus vertel vir ons, hulle sê daar was twee misdadigers langs Jesus en dan sê hulle, en al twee van hulle het hom gespot en beledig en saam met die skare eintlik slegte goeders vir hom gesê. En dit is belangrik om dit raak te sien. Toe daai twee ouens gekruisig is langs Jesus, het hulle albei uitgeroep en vir Jesus beledig. Albei van hulle was onboetvaardige diewe. Albei van hulle was slegte diewe toe hulle aan daai kruis vasgespijker is. Maar dan is dit die wonder waarvan Lukas vertel, en dit is dat terwyl hulle so aan die kruis hang en sterwend is, en hierdie man wat in die middel hang sterwend is, sien hierdie een ou wat aan die regterkant hang, sien hy iets raak wat hom verander. Terwyl hy in die kruis hang, gebeur daar iets met hom. Vriende, hierdie is 'n merkwaardige verhaal in die Bybel. Want aanvanklik spot hierdie ou saam met die ander ou, en terwyl hy so hang, is daar iets in hierdie prentjie wat net vir hom heelpad sê dat hierdie persoon in die middel is regtig. En so mate dat hy op 'n stadium uitroep en dit nie meer kan hou nie en sê, "Hoe kan jy so praat met hom?" Sê hy vir die ander dief aan die ander kant. 'n Derde ding wat uitstaan in hierdie gedeelte is dat daai dief aan die regterkant, hy het nie net met die ander ou geraas wat so praat nie. Skielik sien ons by hom dat daar 'n stukkie geloof in sy lewe teenwoordig is. En dit wat hy sê, kom hy skielik agter, het iets met hierdie ou gebeur aan die kruis. En in die laaste oomblikke van sy lewe gebeur daar iets met hom. Hy sê vir Jesus, "Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom." Dink nou net bietjie dat hier daar's 'n bordjie bokant Jesus se kop, die koning van die Jode. En hier hang iemand wat stikkend is, sterwend is. Hulle spot hom, hulle spoeg hom. Hy het 'n doringkroon op sy kop. Hy lyk absoluut nie soos 'n koning nie. En dan gebeur iets met hierdie dief aan die regterkant, dat terwyl hy na hierdie stikkende Jesus kyk, dat hy skielik vir hierdie stikkende Jesus sê, "Ek besef jy het 'n koninkryk. Ek besef jy's 'n koning. As jy in jou koninkryk kom, dink aan my. Onthou vir my as jy terugkom in jou koninkryk." Vriende, wat 'n ongelooflike geloofsbelydenis. Vir 'n ou wat self besig is om te sterf, wat aan 'n kruis hang, wat na iemand kyk wat allerminst soos 'n koning lyk, en wat dan sê, "Dink aan my as jy in jou koninkryk kom." En dan sê die Bybel vir ons dat hierdie een misdadiger aan die kruis, hierdie misdadiger aan die regterkant, word gered. As hy daai woorde vir Jesus sê, dan antwoord Jesus en Jesus sê, "Vandag sal jy saam met my, nie in my koninkryk wees nie, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." In hierdie laaste oomblikke van sy lewe, net voordat Jesus eers sterf en hy later sterf, hoor hy die ongelooflikste woorde, "Vandag gaan jy saam met my in die paradys wees." Vriende, ek dink nie daar's 'n vers in die Bybel wat vir sondaar mense soveel troos gee soos hierdie een enkele versie nie. Vandag gaan jy, wat jou hele lewe lank 'n dief was, sleg gedoen het, verkeerde dinge gedoen het, saam met my in die paradys wees. Ons weet nie of hierdie ou ooit voorheen van Jesus gehoor het nie. Ons weet nie, die Bybel en die Apokriewe en goed vertel nie vir ons nie. Twyfel of hy ooit sonnaskool toe gegaan het. Daar's 'n ding wat so rondgestuur word op Facebook wat indrukwekkend is, wat sê hy het waarskynlik nog nooit in sy lewe Bybel gelees nie. Dalk het hy nog nooit in sy lewe gebid nie, dit word nie vertel nie. Hy's waarskynlik of verseker is hy nooit gedoop of iets nie. Hy het nooit belydenis van geloof afgelê toe hy in matriek was nie. Hy het nooit die Sinner's Prayer agter iemand aangebid en al 4 of 5 stappe van die Sinner's Prayer gesê nie. Glad nie. En hy het ook nie 'n wonderlike skuldbelydenis nie. Al wat hy sê is, "Here, dink aan my as U in die koninkryk kom." En in daai oomblik is daar eintlik so min tyd oor. Daar is nie tyd vir 'n lang gesprek nie. Daar's ook nie energie vir 'n lang gesprek nie. Albei is besig om te versmoor, om hulle dood te bloei aan hierdie kruis. En met hierdie bietjie wat hy het, kom maar net hierdie een sinnetjie uit sy hart wat sê, "Here, dink aan my as U in die koninkryk kom." Ek dink op daai oomblik het die Here Jesus net raak gesien hoe diep uit hierdie ou se hart kom dit uit. Want dis wat hy tog sien. Hy kyk verby al die woorde of dit 3 of 5 sinne is of 1 sin of 10 sinne. Hy kyk verby dit of is die regte woorde en die regte formule gesê het.
En hy kyk na ons harte en op daai oomblik sien hy langsom iemand wat totaal op hom vertrou. En dan kry ons die troostvolste vers in die hele Bybel. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is dit nie die woorde wat enige sterwende mens graag wil hoor nie? Is dit nie die mooiste ding wat jy kan hoor as jy op jou sterfbed lê en is oomblikke voor jou dood en jy hoor die Here se stem wat sê vandag is jy saam met my in die paradys. Vriende, op daai oomblik maak hierdie pyn van 'n kruis en die lyding van 'n siekte en alles nie saak nie. Al wat saak maak is jy weet dat binnekort is dit verby en is ek by die Here vir altyd. En wat 'n vooruitsig om te sterf met hierdie verwagting. Vandag is ek saam met die Here in die paradys. Vandag is ek by hom. Die groot vraag uit hierdie gedeelte natuurlik is wat is hierdie paradys? Waarom gebruik Jesus hierdie woord paradys? Hierdie woordjie paradys kom net 3 keer in die Nuwe Testament voor. Ons lees dit hier wat Jesus sê, vandag is jy saam met my in die paradys. Ons lees dit wanneer Paulus sê hy is weggeruk en dan staan daar hy is weggeruk tot in die paradys toe hy daai visioen gekry het. En ons lees dit in Openbaring wanneer daar staan van die paradys. Dis die enigste 3 kere in die Nuwe Testament wat hierdie woordjie van 'n paradys voorkom. En baie mense aanvaar doodeenvoudig paradys is hemel. Dat Jesus eintlik vir hom sê vandag is jy in die hemel. En baie keer by begrafnisse sal ons mense troos en ons sal eintlik sê dat net soos daai ou direk hemel toe gegaan het, gaan ons direk as ons sterf hemel toe. Dis nie heeltemal wat die woordjie sê nie, want Jesus gebruik hier baie doelbewus 'n woord paradys wat baie selde gebruik word. Nou, ek het hierdie boekie saamgebring van net of julle te wys. 'n Klomp jare terug het Isak Burger, hy is die president van die AGS Kerk, het hy hierdie boekie geskryf in die eerste 5 minute na die dood. 'n Baie mooi boek, baie wonderlike boek om te lees. En toe ek voorberei toe onthou ek wat hy daaroor geskryf het en dat hy in daai gedeelte skryf en hy sê dat die Ou Testament mense het geglo in die doderyk. Hulle het gesê as jy doodgaan, gaan jy na hierdie onderaardse dieptes toe, die doderyk. Jy gaan daar bly. En die woord daarvoor was in Grieks hulle gepraat van die Hades. In Hebreëus praat hulle van die Sheol. Dis hierdie doderyk. Dis nie die hel nie. Dis die plek waar die dooies is. Dis die plek waar die dooies gebêre word. Vir die Ou Testament mense was dit 'n kwessie van as jy doodgaan, gaan jy doderyk toe. Jy's maar net vir altyd in die doderyk. En die doderyk was 'n somber wêreld, amper soos hierdie donker kerk vanoggend. Dis 'n somber wêreld en dit was so grys wêreld gewees. En hier in die doderyk het al die dooies gelê in 'n amper in 'n diep slaap, maar net vir altyd en daar sou niks weer met hulle gebeur het nie. En dan skryf Isak Burger in hierdie boekie en hy sê dat deel van die doderyk, die goeie kant van die doderyk, was die paradys gewees. Die paradys was daai plek gewees waar die goeie mense gegaan het om te wag vir Christus se opstanding. En as Jesus vir hierdie persoon aan die kruis sê vandag is jy saam met my in die paradys, onthou van hier af gaan Jesus nou vir 3 dae dood wees. Né? As hy sterf gaan hy tot Sondag in die graf wees, in die doderyk wees. Dan sê hy eintlik dalk vir hierdie ou en dis een van die moontlike verklaringe, kom ons sê dit toe. Hy sê eintlik jy gaan saam met my in die doderyk wees, maar in die goeie kant van die doderyk. Daar waar ons wag op die opstanding. En daai Sondagoggend as Jesus opstaan, dan word die oorwinning aangekondig in die doderyk. En dan skryf Isak Burger in hierdie boek, dan skuif almal wat in die doderyk gewag het vir Jesus se opstanding, wat eintlik gewag het in die paradys, die goeie deel, hulle word oorgeplaas na die hemel toe. Dit is een van die moontlike verklaringe en dit help my nogal so bietjie. 'n Ander verklaring is dat die woord paradys kom van 'n woord af wat baie gebruik is in Persië. Dis 'n Persiese woord. En hierdie woord het beteken om in 'n toeruimte te wees waar daar klomp mooi goed is. Amper soos 'n park of 'n tuin, maar wat toe is en daar's klomp mooi dinge van die aarde in hierdie tuin. En dit kan ook wees dat Jesus op hierdie stadium vir hierdie persoon sê dat as jy gaan vandag nog saam met my in hierdie wonderlike plek wees, die paradys wat toe is, wat veilig is. Maar miskien moet 'n mens die klem laat plaas op die woorde saam met my. Ek dink die kern van hierdie versie is vandag gaan jy saam met my wees. Jong Jesus, God se seun aan 'n kruis. En hy sê vir 'n ou langsom, vandag gaan jy saam met my wees, of dit in 'n mooi tuin is, of dit in die
mooi kant van die doderyk is, wat Sondag deel word van die hemel met die opstanding. Dit kan ons nie so presies sê nie. Maar jy gaan vandag saam met my wees in hierdie mooi plek. Vriende, wat is die lesse van hierdie gedeelte? Wat moet ons saamvat huis toe as ons oor die gedeelte praat? Die eerste ding is dat redding is 'n gawe van God. God red mense. Daai ou wat aan die kruis gehang het, kon op geen manier homself red nie. Hy het sy lewe opgemors. Hy het die verkeerdste dinge gedoen. Dis net God wat 'n dief, 'n rower, 'n misdadiger kan vat en vir hom sê, ek gee vir jou die hemel. Dis net God self wat iemand wat sy lewe sleg was, kan vat en sê, ek kan jou in hierdie laaste oomblik transformeer, sodat jy jou vir altyd en vir altyd by my gaan wees. Ek dink 'n tweede ding wat in hierdie gedeelte uitkom, en dit is so belangrik vir ons, en dit is, daar's geen sonde te groot om deur God vergewe te word nie. Daar's nie 'n sonde wat iemand in hierdie kerk of iemand in hierdie wêreld gedoen het, wat as hy met hierdie opregte berou na die Here toe gaan, wat die Here hom nie kan vergewe nie. Ek dink dis die wonderlikste boodskap. Ek het al baie gesê, ek dink ons probleem is dat ons baie keer dink ons sondes was baie klein. Ek lees laas week 'n ding wat iemand sê, as jy glo jou sondes is klein, het jy 'n klein verlosser nodig. Maar as jy besef jou sonde is baie groot, dan besef jy hoe groot jou verlosser was. En ek dink daar's van die dinge wat ons doen wat dalk nie so klein is soos ons gedink het nie. Maar tussen ons sit daar dalk mense wat skuldig is aan die groot goeters. Dalk in die wêreld waar ons bly of waar ons werk, is daar mense wat regtig die verkeerde kant van die lewe gesien het. Vriende, wat 'n lekker boodskap om na hulle toe te gaan om te sê, daar's geen sonde wat jy gedoen het wat die Here nie kan afwas nie. Dis die boodskap van die kruis, vir hierdie misdadiger ook. Dit bring my by die derde punt om te sê, dat as dit so is, en dit is so, dan sal hoop vir ons. Vriende, dan sal hoop vir my. Ek is so dankbaar, ek hoef nie voor onder 'n Rivier gemeente al my sondes en foute van die verlede uit te pak nie, want dit is baie. En dan kom elke dag maar nog steeds goeders by. Paulus skryf dat hy sê dat ons probeer so hard om vir die Here te leef, maar baie keer die goeie dinge wat ons wil doen, dit kry ons nie reg nie. En die slegte dinge wat ons nie wil doen nie, kom ons vanaand agter, ons het dit weer gedoen. Ons het misluk. En dit is so lekker om te weet dat daar's hoop vir ons. Dat die Here vir ons gesterf het. Ek wil afsluit en sê, daar was 3 kruise op Golgotha. Jesus se kruis en 2 ander kruise. En Max Lucado vra in een van sy boeke, hoekom 3 kruise? Waarom was daar nie net 'n koppie met hierdie een kruis van die verlosser wat vir altyd daar staan nie? Waarom is daar in elke prentjie 3 kruise? Waarom in Markus 3 kruise en in Matteus en in Lukas? Waarom in elke skildery 3 kruise? En dan skryf hulle en sê die Katolieke, die oud Katolieke se respons daarop was om te sê dat Golgotha met sy 2 kruise weerskante van Jesus beeld die keuse van die mensdom uit. Vir die totale mensdom is daar 'n keuse. Is ek links of is ek regs? Dit het niks met politiek te doen nie. Is ek links of is ek regs? Is ek soos daai rower aan die kruis wat sê, Here, dink aan my. Here, ek het U so nodig. Of is ek soos hierdie ou aan die ander kant wat sê, ag, hy kan nie eens homself red nie. En vriende, daar's baie mense vandag wat so sê. En daai koppie met die 3 kruise herinner vir my dat elke mens moet iewers in sy lewe 'n keuse maak. Elke mens moet iewers in sy lewe sê, aanvaar ek hierdie Jesus of aanvaar ek hom nie? En ek het net nou gesê, daar is vandag 'n groeiende hoeveelheid mense wat sê, ek glo in God, ek glo in 'n wonderlike skepper, maar ek glo nie dat hy mens geword het nie. Die Bybel sê, daar's net een pad na die Vader toe, en dis deur die Seun. Daar's nie 'n ander pad nie. Ek kan nie God aanvaar, maar ek aanvaar nie dat hy mens geword het nie. Ek kan nie God aanvaar en sy genade aanvaar, maar ek aanvaar nie die manier waarop hy sy genade gewys het nie. Ek aanvaar nie sy liefdesdaad wat hy kom doen het nie. En daarom skryf iemand, neutrality is not an option. Daar bestaan nie iets soos, en ek kyk vir daai kruis, maar ek wil nie 'n keuse maak nie. As ek nie kies om regs te wees nie, kies ek om links te wees. En dis die keuse van die hele
mensdom. Dis die keuse waarvoor elkeen van ons ook vandag te staan kom. Ek wil afsluit uit hierdie een boekie van Max Lucado, 6:01 Vrydag. En ek lees uit 'n baie kort stukkie en ek sluit af met dit. Dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Geen brandskilderglas boetedoening nie, geen verskonings nie, net 'n wanhopige pleidooi om hulp. Op hierdie punt het Jesus die grootste wonderwerk van die kruis verrig, groter as die aardbewing, groter as die skeur van die tempelgordyn, groter as die duisternis, groter as die opgestane heiliges wat in die strate van Jerusalem verskyn het. Hy het die wonderwerk van vergifnis verrig. 'n sonde deurdronke misdadiger word deur 'n bloedbevlekte verlosser ontvang. Jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. Dit beloof ek vir jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag in hierdie verhaal van twee misdadigers aan die kruis iets sien van die keuse waarvoor elkeen van ons ook te staan kom. Ons is of vir u, of ons is teen u. Here, en u kyk baie diep in ons harte. U kyk baie diep in ons harte en u sien hoe opreg die berou is. U sien hoe opreg daai eenvoudige geloofsbelydenis is wat ons uitspreek. U sien hoe opreg die liedjie is wat ek sing. U sien hoe opreg die gebed is wat ek vanaand in my kamer bid voor ek slaap. Here, u kyk in ons harte. Dankie dat u aarde toe gekom het om vir mense wat eintlik verlore moes gaan, te kom red, om hulle na u toe te neem, om vir altyd by u te gaan bly. Here, help ons as ons na die wêreld kyk, en help ons as ons na ander mense kyk wat verskriklike slegte dinge gedoen het. Here, dat ons altyd sal besef, dat tot in die laaste oomblikke kan u iemand se lewe omdraai. Tot in die laaste oomblikke kan u die hardste misdadiger red. En Here, as ons dan wil sê, maar Here, dis nie regverdig nie, dan onthou ons die gelykenis wat u vertel het van die werkers wat op die verskillende tye gehuur is. En dat u sê, ek kan mos vir elkeen die beloning gee wat ek wil gee. Here, as ons hierdie verhaal lees van die twee kruise regs en links van u, dan onthou ons dat u gesê het, daar kom 'n dag, eendag, wanneer al die mense voor u gaan verskyn. En u gaan hulle ook verdeel in twee groepe, regs van u en links van u. Die skape en die bokke. Die wat aan u behoort en die wat nie aan u behoort nie. Die wat vir altyd saam met u gaan wees en die wat vir altyd verlore gaan wees. En daarom, Here, vra ons vandag, red elkeen van ons, red elke lidmaat in hierdie gemeente. Help ons om met hierdie boodskap van redding die wêreld in te gaan. Help ons, Here, om vir ander mense te vertel, sodat hulle ook kan kies om u te volg. Help ons om hierdie Jesus wat in die middel gehang het, te gaan wys vir die wêreld, sodat mense oral u sal vind en vir altyd saam met u kan wees. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sluit met 'n lied. Ons het vandag 'n paar ou liedere uitgehaal ook en sommer net omdat dit baie kosbaar is in hierdie tyd. Lang terug het ons oupas en oumas 'n lied gesing wat gesê het, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. En Louis Brits het so 'n paar jaar gelede het hy dit ongelooflik mooi oorgesing. Kom ons sing dit vandag as ons kom sê op die kruis is daar lewe en is daar heil. Kom ons staan. On
Vriende, net so afkondigingkie voordat ons vir die seën van die Here bid. As ek reg het, iemand daar moet my net gou help. Sover ek weet is daar nie koffie en tee nie omdat die krag af is, né? Is dit reg? Daar's iemand net vir my bevestig, daar is nie. Goed. Daar's nie koffie, ons is baie jammer vriende. Soos ek dink wel Willem of iemand het eendag gesê daar's baie wonderlike koffieshops in ons dorp. Maar jammer hier is nie vanoggend nie. Ons het nie krag nie. Ons is kragteloos. Vriende, dan wil ons julle net weer uitnooi na die bazaar toe. En ons gaan hierdie bazaar vier as kinders van die Here. Ons deel van ons getuienis hoe ons dit vier en wat ons alles daar doen. Ek wil julle uitnooi waar ons so staan om Johannes sommer net so oop te maak en jou oë toe te maak en vir die Here te vra dat hy jou sal seën. En soos dat mense dit sou ontvang met oop hande, wil ek ook bid dat die Here ons bazaar sal seën. Kom ons sluit die oë. Kom ons elkeen vra dit eers vir die Here. O Here, met ons hande oop voor U, kom vra ons vandag ook vir U, dat U vir ons sal seën. Here, dat U vir ons sal goed wees. Dankie vir U verlossing aan die kruis. Dankie vir elke dag se seëninge. Ons kom vra, seën ons in hierdie week. Seën ons Saterdag. Here, dat dit 'n groot en mooi dag sal wees en dat elkeen van ons ietsie van Jesus ook hier sal wys waar ons saamwerk en saam bazaar hou. En dankie Here dat U vir ons so goed is. Here, ons wil huis toe gaan en ons wil net in hierdie seën wat U vir ons gee, gaan lewe. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nie die seënlied sing nie, ons gaan sommer in hierdie afwagting op die Here vandag sommer net huis toe. Mag dit 'n mooi week wees, alles wat mooi is.